Die verbond kan vergelyk word met 'n testament waarin God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders by hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. En dit beteken dat hy ons Vader is wat vir ons wil sorg. Dat Jesus Christus ons verlosser is wat ons kom verlos. En dat die Heilige Gees van ons woon, van ons liewe mense maak en ook vir ons te lei. Geen mens kan hierdie gawe van God verdien nie, want die sonde waartoe ons gebore word, veroorsaak dat ons die dood verdien. Jesus het egter die straf aan die sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf. Daarom kan God nou ewige lewe as 'n geskenk aan ons bied. En ons kinders is ook hierin ingesluit, al verstaan hulle nog niks hiervan nie. Die doop kan telkens verkeerd verstaan word, en daarom is dit belangrik dat u gelowiges wie hulle kinders ten doop bring, hierteen gemaan word, dat die doop nie 'n mooi gewoonte is, wat ons terwille van ander mense onderhou nie. Die doop is ook nie 'n bygelowige handeling, waarteen ons kinders teen ongelukke of gevare beskerm nie. Die doop is ook nie 'n geleentheid waar ons vir ons kinders hulle name gee en hulle aan die wêreld voorstel nie. Dit gaan by die doop oor God wat homself met liefde aan ons en ons kinders verbind. My geliefde susters, ons het nou gehoor wat die doop beteken. Daarom vra ek dan nou vir u as ouer en dan ook as doopgetuie om opreg op die volgende vraag te antwoord deur u daartoe te verbind. In die eerste plek, bely u dat alhoewel die kind, die pleegkind onder sonde in hierdie wêreld ingekom het en daarom onder die oordeel van God staan, sy nogtans aan Christus, aan God behoort en as lidmaat van sy gemeente gedoop mag word. Tweedens, aanvaar u die Bybel as die woord van God en aanvaar u die leer van ons kerk soos in die belydelike skrifte verwoord word as die ware en volkome leer van verlossing. En laastens, beloof u om hierdie kind in die leer en in die vrese van die Here groot te maak na die beste van u vermoë. Wat is die antwoord hierop, geliefde susters? Liewe broers en susters, omdat ons dan nou die ja-woord van hierdie gelowige ouers ontvang het, kan ons dan oorgaan om dan oor die teken van die doop aan die dogter te bedien. Ek gaan vra dat ons met mekaar saam sit, ons kan sommer sit, Gesang 3:1-7, Gesang 3:1-7, miskien sal ons net verse 2, kom ons sing net verse 2 van Gesang 3:1-7. Die doop is die seël dat die Heilige Gees by 'n kind van God maak. Die Vader laat wees, sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar. Amen. Kom ons sing net so verse 2, sit dit saam, terwyl ek die skrif aan die klok
mense. Dis mooi mense. Myla Denay Jelander, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Liewe gemeente, ontvang vir Myla in die boesem van u gemeente. Myla is eintlik 'n upcoming TikTok star. So as jy op TikTok is, dan sal jy sien Myla is 'n baie lekker vermaaklikheid op TikTok. Maar kom ons by die Here se seën ook oor haar pragtige jong lewe. Here, ons God, ons dankie vir die besonderse voorreg wat ons vanoggend het, Here, om saam met die Jelander familie te kan deel in die vreugde van u ons God. Dankie dat ons vanoggend, Here, vir Myla, Here, aan die troon van die Here vanoggend, Here, kan kom toevertrou. Dankie dat ons, Here, ook vanoggend saam met haar ouer, Here, hier by die doopvond, Here, haar kom deel maak van die verbondsfamilie van God hier op aarde. Gebed van ons hart is, Here, dat u belofte, Here, ook in haar lewe waar mag kom word. Dat u haar in u sorg neem en op 'n besonderse wyse ook haar God mag kom wees. Ons bid jou, ons Vader, dat jy altyd deur die hand oor haar lewe sal hou, om vir haar te bewaar, te beskerm. Boopkrag, Here, die engele, om, Here, elke tree van haar lewe saam met haar te wees, sodat sy geen onheil of, Here, enige ongeluk in hierdie wêreld moet ervaar nie. Ons bid dat, Here, die toekoms wat u vir haar gestoor het, ook volgens u wil sal ontvou, en dat u op 'n besonderse wyse vir haar van hoogte tot hoogte goed sal kom neem. Ons bid, Here, dat u ook vir Stemabele en vir Dorianus so sal kom seën terwyl hulle vir haar groot maak in die vrese van die Here. Mag sy van 'n jong ouderdom af vir God kom ken en op 'n besonderse wyse 'n diep liefde vir God ook mag hê. Dankie vir die besonderse wyse hoe u haar reeds van haar jong ouderdom af al gebruik om 'n impak in die wêreld te maak. Ons bid dat sy Hemelse God en Vader ook so deur invloedryke Hemelse God en Vader die koninkryk van God ook sal bevorder. Wat die seën van die Here wat ons uit ons groot verbasing, Here, oorweldig, mag daardie seën ook oor haar lewe rus as ons dit bid met soveel afhanklikheid in Jesus naam. Amen en amen. Kom ons sê vir Myla lekker aan die kant. Liefdes, ons gaan ons gereed maak vir die woord van die Here en die vra dan vir afdeling Andre Joseph om vir ons dan ook die epokriese gebed te doen. Maar vanoggend soos jy gehoor het, bid ook rinsbiddag vir mense met blindheid en ons vra dan ook vir afdeling Joseph wat nou op die kliniekraad is om dan ook op besonderse wyse te bid vir hulle wat ook met daardie gestremdheid in die lewe. Baie dankie. Baie dankie vir die woord. Almagtige God, ons Vader, Here, baie dankie vir die goeie Here om vanoggend. Here, is mede gelowiges en jy van binne te kan wees. Here, baie dankie dat jy vir ons hier as Sondags 'n baie spesiale plekkie in die hart het. Here, vanoggend wil ek vir kom loof vir kan bid. Oor wat jy vir ons so in die kruis gesterf het. Here, baie dankie dat ons nou hier met die woord gaan open en daarna gaan luister. Vir u vir ons kom gee, Here, geopende ore en ontvankelijke harte. Vir ons kom bid vanoggend vir hulle, Here, wat blind is. Wil u vanoggend vir hulle kom seën, Here, daar waar u vir hulle weet seën, Here, hulle vaardighede, Here, hulle wat probleme in die wêreld gaan en meer keer, Here, hulle wat blind is, vermag meer as ons wat sien. Here, wat ons wat sien verkeerde goed raak. Here, hulle sien nooit, maar hulle doen wat reg is. En Here, wil u vir hulle kom meer seën vandag met die Heilige Gees, Here, met liefde en met vrede. Here, waar ons nou voor die woord gaan bid, en nou vir ons kom ontvankelijk maak. En vir ons die woord gaan bring, as die kruis kom wegsteek. Here, ek bid dit volgende nie, uit verdienste met baie dankie en 'n groot afhanklikheid van u. Baie dankie. Amen. Ons sê baie dankie aan Joseph. Liefdes, ons is by Efesiërs hoofstuk 5. Efesiërs hoofstuk 5. En ons lees met mekaar saam vanaf Genesis 6 tot in vers 14 van die teks.
Efesiërs hoofstuk 5 vanaf vers 6 tot en met vers 14. Die 1983 vertaling van die teks sê, lewe as mense van die lig. Vers 6 sê, moenie dat iemand julle met alle leie onwaarhede mislei nie, want daardeur op die straf van God oor die mens wat aan hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. Vroeger was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle die lig. Leef as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. En moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dit is 'n skande om selfs te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen. Maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as iets bekend geword het, is dit in die lig. Daarom sê die lied, word wakker, jy wat slaap, en staan op uit die dood. Christus sal jou lewe. Tot sover die voorlesing van God se heilige woord. Geliefdes, ek wil vanoggend met ons baie kortliks praat oor die gedagte, leef dan as mense van die lig. Leef dan as mense van die lig. Laas week, broers en susters, het ons met mekaar gepraat oor die voorafgaande teksgedeelte en ons het gelees Efesiërs 4 vanaf vers 25 tot en met Efesiërs 5 en verse 5. En ons het gepraat laas week met mekaar rondom die gedagte dat God vir ons geroep het om 'n afgesonderde volk in hierdie wêreld te wees. En omdat ons afgesonder vir God is, moet ons dan ook anders lewe. Ons is afgesonder deur God, maar ons moet dan anders leef omdat ons vir God afgesonder is. Die gedeelte wat ons vanoggend, broers en susters, dan nou oor fokus, sluit aan by die gedeelte wat ons laas week met mekaar gepraat het. In die gedeelte wat ons laas week gelees het Paulus geskryf en veral vanaf vers 3 tot en met vers 6, het Paulus gesê, broers en susters, dat ons wat anders is, ons wat afgesonder is deur God, dat ons weg moet bly van ontucht, ons moet weg bly van onsedelikheid, ons moet weg bly van gierigheid. Sien, broers en susters, Paulus sê, want om onsedelik te leef, om ontucht te plaas en om gierig van aard te wees, is eintlik afgoderry. En broers en susters, en sê verder, mense wat in hierdie praktyk voortgaan, het nie deel aan die koninkryk van God nie, en hulle word deur God gestraf. So ons is afgesonder en ons is anders in ons praktyke, omdat ons deel van die koninkryk van God is, en dus kan ons nie voortbly leef om deel te neem aan hierdie onsedelikheid en gierigheid van die wêreld nie. Dit pas nie by die nuwe identiteit wat God vir sy kerk gegee het nie. Verse 6 tot 14, wat ons vanoggend lees, broers en susters, volg en sluit aan by hierdie gedeelte. En verder, broers en susters, versterk dit as te ware die opdrag wat Paulus vir die gelowiges gee. En die vraag wat ons onsself moet vra is, wat is die opdrag wat God wil hê ons moet hoor? Nie net wil God hê ons moet anders lewe nie. God wil ook hê dat ons moet lewe as mense van die lig. Ons moenie, broers en susters,
het nie. Ons moenie broers en susters maar net 'n distinctive nature hê oor wat in die wêreld aangaan en anders lyk as die wêreld nie. Nee, Paulus gaan verder deur vir ons te sê, God het nog 'n sterker verwagting van die kerk. God het 'n sterker opdrag wat hy aan ons gee terwille van hierdie andersheid wat ons van God ontvang, en dit is dat ons lig in die wêreld moet versprei. Wêreld waarin ons vandag lewe is duister en donker as gevolg van al die dinge wat in die wêreld aangaan. Ons broers en susters het nie nodig om ver te gaan kyk nie, om ons kyk in ons eie strate hier in Robinson, in ons eie gemeenskappe, oor die duisternis wat telkens rondom ons woed. En nou sê God vir ons, julle moet nie net anders in hierdie donkerte wees nie. Julle moet nie net as 'n afgesonderde, uitverkorene volk in hierdie duisternis lewe en saam met die wêreld in duisternis voortbly bestaan nie. Nee, hy sê verder, lewe in die duisternis dan as mense van die lig. Met ander woorde, broers en susters, om dit nou maar sommer baie eenvoudig te sê, die opdrag wat God vir ons hier gee vanuit hierdie teks, sonder om diep daarin te delf, is dat ons 'n verandering in ons konteks moet maak waar ons lewe. Want ons word nie gered vir ons self nie. God, broers en susters, gee nie aan ons genade elke dag, sodat ons vir ons self moet lewe nie. Nee, God roep ons om 'n verskil in hierdie wêreld te maak, waar ons lewe deur ons lig in die wêreld te laat skyn. Vraag is, wat doen die lig wat God van ons verlang? In ons voorgelese teks, broers en susters, veral vanaf verse 8 tot en met verse 13, dan is dit as te ware asof Paulus vir ons 'n direkte opdrag te gee om uit te voer, sodat die lig sigbaar in die samelewing kan word, sodat die lig sigbaar onder die geloofsgemeenskap moet wees. Want hierdie volk van Efesiërs, wat natuurlik in Efese gebly het ook in 'n donker tydperk gebly. Efese, broers en susters, was gekenmerk as 'n korrupte stad gewees. En Efesiërs, broers en susters, of Efese was verder meer gekenmerk as 'n plek waar mense magmisbruik uitgeoefen het en ander mense probeer te nakom het. Efese, broers en susters, saam met Korinthe was ook 'n gemeenskap wat goed bestaan was vir hulle prostitusiese handelsdrewe wat hulle gedoen het. En nou, broers en susters, sê Paulus aan hulle, in die midde van hierdie donker wêreld, in die midde van hierdie slegte aardse praktyke wat in Efese gebeur, word julle as kerk nie net geroep om anders te wees onder hierdie volk nie. Nee, julle word ook geroep om julle lig in die midde van hierdie onreg, in die midde van hierdie verkeerde kultuur, in die midde van hierdie swakheid wat weerspieël word in die samelewing, word julle geroep om julle lig te laat skyn. Lig, broers en susters, sê Paulus vir ons in verse 9, lig weerspieël dit wat goed, reg en waar is. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Die lig, broers en susters, gee vir ons 'n imitasie van die wil van God vir die wêreld waarin ons lewe. Dis sê ons, wanneer julle lewe as mense van die lig, dan doen julle ook dit wat goed is volgens die aangesig van God. Lig, broers en susters, in die konteks van die Bybel het altyd 'n regte perspektief gehad. Dit het altyd weerspieël dit wat reg was, dit wat korrek was en dit wat goed was. Daarom sê die Bybel vir ons in die evangelies, kom na die lig toe, want die lig is goed, die lig is reg en die lig is waar. En Jesaja, broers en susters, sê die profeet, Israel, Jerusalem, daar het vir julle lig gekom. Dit wat goed is, het vir julle aangebreek. Dit wat waar is, het vir julle aangebreek.
Telkens, broers en susters, word lig in kontras van duisternis gebruik om te illustreer dit wat echt en waar van God is. Judas, nadat hy vir Jesus verraai het, die aand voor sy kruisiging, sê die Bybel vir ons, broers en susters, in Johannes hoofstuk 13, het Judas opgestaan en hy in die duisternis inbeweeg. Maar broers en susters, vir ons wil illustreer dat wanneer jy van die lig af weggaan, beweeg jy in 'n verkeerde trant, want donkerte was in die aangesig van God altyd dit wat verkeerd en dit wat anders as die waarheid was. Paulus sê, moenie vir julle laat lei of mislei hierdie duisternis nie. Lewe as mense van die lig, lewe as mense wat dit wat reg en dit wat goed is, weerspreek deur die lig wat hulle in die wêreld, broers en susters, versprei, weerspreek die goedheid van God. Dink jouself nou maar net in, hoe verander ons samelewing en ons gemeenskappe sal wees wanneer die gelowiges ook maar net hulle liggies aktiveer, hoeveel reg, hoeveel goed en hoeveel waar ons in ons samelewing ook sal sien. Want oral waar lig skyn, word duisternis uitgedof. Oral waar lig aangeskakel word, moet duisternis pad gee. So imagine maar net, as die gelowiges vanuit hulle lig lewe, hoeveel regte praktyke ons in die samelewing sal sien. Hoe gehoorsaam mense aan die woord en die wil van God sal lewe. En hoe goed dit met ons in die samelewing sal gaan. Want uit lig kom alles oor wat goed, wat reg en wat waar is. Tweede plek, broers en susters, sê die apostel Paulus vir ons in vers 10 van ons voorgeleesde teks. Lig weerspieël nie net dit wat goed en waar en reg is nie. Lig is aanneemlik vir God. God het 'n welbehaag in mense wat hulle lig in die wêreld laat skyn. As daar nog iets is wat 'n glimlag op die aangesig van God sit, is dit nie die tiendes wat ons vanoggend in die offerhandes gegooi het nie. Is dit nie hoe betrokke ons in die kerk is nie. Nee, is dit wanneer ons lig in die wêreld laat skyn. Matteus 5 vers 16 sê vir ons broers en susters, laat julle lig so vir die wêreld skyn, laat my Vader daardeur verheerlik word. Filippense 2 broers en susters en verse 16 sê vir ons, want onder julle het God sy lig laat kom skyn. Ons aanvangteks in 1 Petrus 2 en verse 9 sê vir ons so mooi, julle daartoe is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n volk wat vir die Here afgesonder is, 'n volk wat hy uit die duisternis na sy wonderbaarlike lig gebring het. Kan jy sien, broers en susters, hierdie vertroeteling en affectionate taal wat die Bybel gebruik wanneer daar van lig gepraat word, wanneer daar van lig verwys word en hoe dat God 'n bepaalde verliefdheid het wanneer mense hulle lig in die wêreld laat skyn. Vra voortdurend julleself af of iets vir God aanneemlik is wanneer julle lig in die wêreld laat skyn. Maar wanneer ons broers en susters op ons eenvoudige en klein maniertjies ons lig in die wêreld laat skyn, doen ons die wil van God, nie vir ons lewe nie, maar ook vir sy koninkryk hier op aarde. Lig weerspieël wat goed, wat reg en wat waar is.
Lig is aanneemlik vir God. En die laastens, broers en susters, verse 11 en 13 van ons teks sê, lig ontbloot duisternis. Verse 11 sê, en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dit is 'n skande om selfs praat oor die dinge wat die ongehoorsame mens geheim het. Vers 13, maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. Wanneer ons, broers en susters, volgens die interpretasie van Paulus, wanneer ons lig in die wêreld en die samelewing laat skyn, ontbloot ons alles dit wat verkeerd en alles dit wat in stryd met die wil van God is. Die hartseer van die kerk vandag is dat die kerk, broers en susters, hulle lig kom verdof het vir die verkeerdhede van die wêreld. Ons praat oor alles in die kerk vandag, maar ons is bang om te praat oor dit wat verkeerd is. Ons het oral liggies om te skyn, maar sodra die kerk gekonfronteer word om te skyn daar waar ongeregtigheid plaasvind, dan verdof ons. Om te skyn daar waar mense, broers en susters, ly, dan verdof ons. Om te skyn daar waar die waarheid nodig is, dan verdof ons. Paulus, broers en susters, sê ekte vir ons as gelowiges, dat wanneer ons so effektief ons lewe leef as mense van die lig, wanneer hierdie nuwe identiteit oor ons lewe oorgeneem het en ons lewe vanuit die lig van God sal oral waar ons beweeg, sal duisternis ontbloot en aan die kaak gestel word. Mense sal ongemaklik word wanneer ons in vertrekke inkom. Mense sal ongemaklik word wanneer ons in gesprekke instap. Mense sal ongemaklik word wanneer hulle in ons menswoordigheid kom, want die duisternis het geen gemeenskap met die lig. Eintlik, broers en susters, is 'n ernstige oproep vir die kind van die Here vandag. Ons kan nie sê ons is Christene, mense wat lewe volgens die lig, maar dat doen ons voor met donker, duister praktyke in die wêreld vandag. Inteendeel, as ons sê ons is Christene wat lewe vanuit die lig van God, moet alle vorme van duisternis ontbloot word oral waar ons beweeg. As jy 'n kind van die Here is in jou werk, moet jy korrupsie ontbloot. As jy 'n kind van die Here is wat lewe volgens die lig, dan moet jy ongeregtigheid in die samelewing ontbloot. Wanneer jy as kind van die Here lewe in die lig van God, dan moet jy valsheid binne die kerk kan ontbloot. Want elke vertrek wat verlig word, elimineer 'n vorm van duisternis. Oproep wat God vir ons vandag leer, is dat ons nie anders in die wêreld moet leef nie. Ons nie 'n ander karakter en 'n ander natuur in die wêreld moet weerspieël nie. Nee, dat ons lig moet skyn, sodat God se goedheid die wêreld kan oorneem. Dat ons, broers en susters, ons lig mag skyn, sodat God tevrede is met die standaard en kwaliteit van lewe wat ons hier op aarde leef. Dat ons lig so moet skyn, dat alle vorm van duisternis in die samelewing uitgedoof kan word. Liewe beleidende lidmate, wie vanoggend ook u geloof in die Here Jesus Christus hier in die teenwoordigheid van die kerk vanoggend gaan bely. Om jou geloof in die Here te bely, beteken nie om 'n lidmaat van 'n kerk te word nie. Dit beteken dat jy vir die wêreld sê, ek is 'n kind van God wat in God glo. Daarmee sê ek ook vir die wêreld, ek is iemand
wat sy lewe laat lei deur die lig van God. Mag die geloofsbelijdenis wat u vanoggend aflê, nie net 'n vereiste is wat u doen om lidmaatskap tot die kerk te kan kry nie, maar mag dit ook 'n opregte belydenis wees waartoe u staan en instel om ook as ligdraers in die wêreld te gaan leef. Want so doen ons wat aanneemlik vir God hier op aarde is. Amen. Amen. Here, ons dankie vir die wysheid voor die woord van ons op te neem. Mag u dan Here ook die naprediker van die onfeilbare woord vir elkeen van ons wees. Gee dat ons lewe ook sal leef as mense van die lig. Ek gaan 'n geleentheid gee vir die kerk ook, maar ons item vanoggend gaan lewe hier in by Christus.
die Here gee dit ook die begeerte van elkeen van ons hart te wees, om Christus te wees, en om heilig te lewe. Liewe gemeente, broers en susters, ons gaan nou lees ook na die formulier vir die openbare belydenis van geloof, en kom ons lees dit na die formulier daarvoor. Liewe gemeente van die Here Jesus Christus, daar is in ons midde gelowiges wat op die tafel van die Here in volle verantwoordelikheid in die gemeente verlang. En die oog hierop is hulle deur die gemeente onderrig en ondersoek en gereed gevlieg. Daarom sal ons nou aan hulle die geleentheid bied hier in die erediens om openbare belydenis van hulle geloof af te lê en om deur die gemeente as belydende lidmate ontvang te word. Die openbare belydenis van geloof is ingestel om aan verbondskinders die geleentheid te gee om persoonlik voor God en die gemeente rekenskap van hulle geloof te gee. Om belydenis van geloof af te lê beteken dat julle met die mond bely wat julle ook met die hart glo, naamlik dat Jesus die Here is. Dit is 'n belofte wat julle maak om alleen op die Here te vertrou, om volgens sy woord te lewe. Getrou deel te neem aan die erediens en aan alle aktiwiteite van sy kerk, om te volhard in gebed en om God gewillig te leide van die lewe deur woord en daad te verheerlik. Voorwaarts beteken in die openbare belydenis van geloof dat hulle verklaar dat dit hulle opregte voorneme is om aan hierdie belydenis te volhard en steeds daarin te groei. Volgende persone is toegelaat tot die openbare geloofsbelydenis. Versoek hulle om die leiders van hulle name dat nie daar waar hulle is te staan. Sister Jacqueline Abrams, Sister Shannon Lee Boyson, broer Jean John Bradley Jacobs, broer Brandon Jagers, broer Benjamin Allen Moses, Professor October, Sister Dalma Willem Phillimon, Sister Catherine Peterson, broer Ashwood Plaatjes, broer Desmond Bernard Michael Prince, Sister Christina Sope en dan broer Christopher Eida. Liewe broers en susters, sommige van u is groot deur die ouers of iemand anders wat hoop. En wat u nou doen, antwoord u self voor God en die hele gemeente op daardie gebeurtenis. Sommige van u is nog nie geloof nie, maar verklaar nou dat u tot die geloof in die Jesus Christus gekom het en daarom gereed is om gedoopt te word. Laat ons mekaar weer herinner aan die betekenis van die doop soos ons ook vroeër in die erediens gehoor het. Die doop verseker dat ons aan God behoort en dit beteken dat hy ons Vader is wat ons liefhet en vir ons sorg. Dat Jesus Christus ons verlosser is en dat die Heilige Gees in ons woon en van ons nuwe mense maak. Dit geld vir julle wat reeds gedoop is en ook vir julle wat nou gedoop gaan word. Liewe broers en susters, die kerk het met blydskap toestemming verleen dat julle in openbaar julle geloofbelydenis af mag lê. Daarom versoek ek julle om vir God en sy gemeente om die volgende vraag vir ons opreg te antwoord. In die eerste plek, liewe broers en susters, glo u van harte dat die leer soos in die Ou en Nuwe Testament van die Bybel en in die bereidende skrifte van ons kerk vervat is en in die gemeente geleer word die ware en volkome leer van verlossing is. Wat is die antwoord daarop? En tweedens, susters, beloof u om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade in hierdie belydenis van die leer tot aan die einde van die
lewe te volhard, om alle leringe wat daarvan afwyk te verwerk. Beloof u om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade en die belydenis van die leer tot die einde van die lewe te volhard en alle leringe wat daarvan afwyk te verwerk. Wat is die antwoord daarop? Bely u dat die Here Jesus Christus die persoonlike verlosser is en dat u hom liefhet. Beloof u om hom te dien, sy genade getrou te bely vir die mense en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem. En laastens, lieve broers en susters, aanvaar u dat die enige gelowiges die verantwoordelikheid het om u te help om die regte pad te bly. Die broers en susters wat nog nie geloof is nie, sal nou teken en seël van die verbond ontvang. Hopelinge, dan jy die verbond doen, dan dat jy na vore kom, om ook so geloof te word. Jy kan verwyder sit, verwyder is dan ook die voorbeeld persoon met die boek met jy. Broer Denzel Oktober, Denzel Oktober, ek loop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Suster Elda Philemon. Suster Elda Philemon, ek loop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Suster Kathleen Petersen. Kathleen Petersen, ek loop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. En die laaste is Suster Christina Sobe. Christina Sobe, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Jy mag maar weer vir my saam.
Liewe broers en susters, in die goeie wedloop van die geloof, moet jy al die kragte inspann en die ewige lewe as prys behaal. Liewe gemeente, broers en susters van VGK Robert se moedergemeente, sien op na hierdie lidmate, ontvang hulle as mede-gelowiges van die liggaam van Christus, moedig hulle aan tot liefde en goeie werke en bid konstant vir hulle. Liewe gemeente, hoe reageer jy? Ons ontvang U as medelede in die liggaam van Christus, as ons broers en susters in sy huisgesin. Ons is bly en dankbaar vir U. Kom saam met ons by die werk van U. Liewe broers en susters, liewe beleidende lidmate van hierdie gemeente, in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, verklaar ek dan plechtig dat U nou beleidende lidmate van sy gemeente op aarde hier in die Verenigde Gereformeerde Kerk van Suider-Afrika, Robertson is. Kom ons gee vir hulle. Ek gaan vir hulle bid, broers en susters, en ek gaan vir die vra om dan te staan, terwyl ons vir hulle gebed van toewyding doen, en daarna sal ons hulle toesing met die gebruikelike gesang 3:3. Heer, laat U seën op elkaar, U guns in Sion op hul bestraal, o goeie Skepper, ewige God, U is hul salige deel en lot. Kom ons dan saam en ons bedank. Ewige God en Vader, Here, dit is U wat deur eeu hier die kerk versamel, die kerk versorg en dat ook die kerk laat groei. Dankie vir die voorreg wat ons nog 'n keer kon hê, om liewe broers en susters, Here, te kan verwelkom in die boesem van hierdie gemeente as beleidende lidmate wie hulle geloof in Here Jesus Christus verkondig. Wil die seëning van die Here op elkeen van hulle lewe rus, maar wil U op besonderse wyse ook Here van hierdie dag af hulle so aktiveer, dat hulle ook as mense mag leef van die lig. Oral waar U hulle geplaas het, en selfs in die gemeente, is die gebed van ons hart, dat U vir hulle sal gebruik as ligdraers vir die koninkryk van God. Mag die seën van die drie-enige God op elkeen van hulle is. As ons dit bid met soveel afhanklikheid. Amen. Kom ons sing Gesang 3:3. Hulle dan. Geliefdes, ek gaan nou vra dat die skriba en passier en dan ook ons hoofouderlik en hoofdiaken om dan ook saam met my voor die gerestelling te verskyn, om dan ook aan die lidmate hulle lidmaatsertifikate te oorhandig. Sister Jacob Abrams. Sister Abrams, baie welkom in die boesem van ons gemeente. Ons gee vir u Psalm 23 en verse 1 wat sê, Here is u herder en u kom niks kort nie. Welkom. Kan die familie van Sister Abrams
vir ons staan, waar is hulle, hier is ons familie van hulle, waar is hy, daar staan, baie geluk ook aan u as familie. Suster Shirley Boysen, kan haar familie vir ons staan? Papa, daar is familie. Suster Shirley, baie welkom in ons gemeente. Ons gee vir die Filippense 4 en verse 13 wat sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Baie welkom. Broer James Bradley Jacobs, kan sy familie vir ons staan? Daar is die verloofde, en trouwman, waar is Marieke? Broer Jacobs, ons gee vir die Deuteronomium 33 en verse 27. Die ewige God is 'n skuilplek, sy arms is altyd onder u. Hy durf die vyand voor u weg en hy beveel, roei hulle uit Jakob uit die gemoed. Broer Jagers, kan sy familie vir ons asseblief staan? Broer Preben, welkom my broer, ons gee vir u verse 2 en 3 van Psalm 23 wat sê, hy laat my rus in groen velde, hy bring my by waters waar daar vrede is en hy gee vir my nuwe krag. Welkom in die gemeente. Broer Benjamin, kan sy familie vir ons asseblief staan? Daar is ek het vir suster gesien, daar is hulle. Broer Benjamin, Jesaja 59 en verse 1 sê, die arm van die Here is nie te kort om my te help nie, en sy oor nie te doof om my te hoor nie. Welkom in die boesem van die gemeente. Broer Denzel Oktober, kan sy familie en vriende vir ons staan? Broer Denzel Psalm 29 verse 4 sê, die stem van die Here is magtig, die stem van die Here is vol majesteit. Welkom in ons gemeente. Suster Yalda Philemon, kan broer Denike en die rest van die familie vir ons staan? Suster Yalda, Mattheus 6 verse 33 sê, beywer jou eers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy ook jou gee al hierdie dinge. Welkom in die gemeente. Suster Kathleen is nou Lidma. En Suster Kathleen se familie vir ons ook asseblief staan. Psalm 16 verse 5 en 6 sê, Here, U is my lewe, U sorg vir my, want ek ontvang het om alles van U af. 'n Pragtige deel is vir my afgeweet, ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Welkom in die gemeente. Broer Yeshua Plaatjes, kan sy familie en vriende vir ons staan? Broer Yeshua, Psalm 13 en verse 1 sê, hoe lang gaan U nog ver van my af, Here, vir altyd? Hoe lang gaan U nog van my af kyk? Welkom in die boesem van ons gemeente. Gewoonlik het ons maar as ons die voorstelling van die jonger katekisante doen, en ons moes nou katekisant van die jaar. Ek wil nie sê, die Desmond is die katekisant van die jaar. Die Desmond het my methode gewoon in die klas, die moet altyd weet, die is het redig, soos ek altyd. Die Desmond Bernard Michael Prins, Romeine 8 en vers 18 sê, ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal aanbreek nie.
welkom in die boesem van die gemeente. Suster Christina Sope. Suster Christina, baie welkom. Johannes 3 vers 13 sê, God het die familie van broer, waar is ons is my keer die familie? Daar is 'n hele galery vol. Die familie van Suster Christina, maar die familie kan hulle vir ons staan. Johannes 3 vers 16 sê, God het die wêreld so lief gehad, en hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Baie welkom die gemeente, eigenlijk familie. Broer Christopher Uithaler, waar is al die lidmate van die Kelf en die familie? Daar is Suster Dawn en al die familie. Broer Uithaler, vers hoofstuk 6 van Lukas en die 38ste vers sê, moenie oordeel nie, en oor jou sal nie geoordeel word nie. Moenie oordeel nie, en oor julle sal nie geoordeel word nie. En moenie veroordeel nie, en julle sal ook nie veroordeel word nie. Welkom in die boesem van ons gemeente. Die mag maar sing. Kom ons gee vir ons die hoofseer van die klas. Goeiemôre gemeente. Goeiemôre. As nuwe lidmate van die gemeente wil ons groep vir dominee ook 'n geskenk van dankbaarheid oorhandig vanoggend. Fica assim, galera. Fica assim. As goed die deel van die liturgiese orde is nie. Maar dan hier word dat die sanke verbaar word. Geliefdes, ons gaan gereed maak om aan die tafel van die Here aan te sit en terwyl die ouderlinge saam met my dan plek sing ons met mekaar saam, Psalm 3:7-5. Die hemelse venster is oop, die Here se seën daarneer, ek is bly in die Here, maar red my lief, jou Heer. Ek kruiser my ou sonde lewe, bekleed my met Christus die Heer, en sit aan die Here se tafel, want hy is my heiland, en my Heer. Die ouderlinge, dat hy die tafel gereed maak, kan dan ook saam by die tafel kom aansit. Yes,
voor u Parijs. Vader, het is in de naam van Jezus, Heer, dat ons vanochtend weer voorrecht weer om aan tafel te zitten. Heer, dus ons gebed vanochtend, Heer, dat u ons goed zal aanraken, Heer. Ons bid ook vanochtend, Heer, soos ons gehoor het, vir ons blindes, Heer, toe die aarde, Heer, kruise, Heer, Johannes en Markus, het u blindes gezond gemaakt. Heer, vanochtend is ons gebed, Heer, dat u hulle sal aanraak, Heer, waar het by ons onmoontlik is het by u moontlik. Heer, seën ook vanoggend, Heer, in die nagmaal. In die magtige naam van Jesus Christus. Liewe gemeente, ons doen vanoggend ook weer 'n responsiewe formulier vir die bediening van die nagmaal. Ek sal aan die gemeente die gedeelte lees waar staan Hera en Eria hier as gelees. Liewe broers en susters, ons bereidende lidmate van die gemeente van die Jesus Christus gaan nou die nagmaal vier. Ons gaan by die tafel van die Here aansit om aan sy dood te dink en dit te verkondig. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat met my bloed beseer is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want elke keer as julle van hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here tot hy weer kom. Ons sal ons sal sy gedagtes woord eet en beker. Ons vier is sy ons sonde is vergeef. Dit sal doen tot hy weer kom. Ons sal Voordat ons in aansit moes ons elkeen ons eers ondersoek en voorberei. Ons moes nadink oor ons sonde, ons persoonlike sonde sowel as ons gemeenskaplike sonde. Ons moet vasstel of ons steeds in die geloof in die Here Jesus Christus lewe. Ons is verplig om dit te doen, want as ons eet en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring ons daardeur 'n oordeel oor onsself. Niemand mag ons voorberei aan die tafel van die Here aansit nie. Ons hier aan ons geleentheid vir die gemeente om 'n oomblik van stilte selfondersoek te doen. Here, ons is feilbare mense wat telkens deur woorde, deur dade en gedagtes sondig. Baie keer bewustelik en soms onbewustelik. Help ons vanoggend wanneer ons by die tafel van die Here sit, om dan ook onsself te reinig deur die bloed van Jesus Christus wat ons sonde van ons lewe wegneem. En help ons, Here, om van die genade gestrewe soos die kerk vir ons gesin het, om heilig te lewe. Liewe gemeente, waar ons nou gehoor het, waar die nagmaal is en waar ons nou gereed is om aan die tafel van die Here te besit. Kom ons staan dan as gemeente en ons bely dat ook hardop ons geloof in die Here deur die volgende woorde te spreek. Ons staan saam. Ek glo in God die Vader, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus se eniggebore Seun, ons Here, wat die Vader se heilige Gees, gebore en maak heilig, as die lewe van Jesus Christus, en sterwe in die graf is, en hierdie dag opgestaan, wat die derde dag opgestaan het, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand, ja magtige Vader, en wij sal hom oordeel, die
U mag maar asseblief. Geliefdes, ons gaan nou die tekens uitdeel deur die diakens en dan terwyl die tekens uitgedeel word, sal die kerkkoor van ons eers sing en dan na die kerkkoor, terwyl ons dan nog besig is en die kerkkoor klaar gesê, kan die opdracht bring dat ons daarna 'n paar gewyde ander skooltjies binne ook saamsing. So veel geleer vir die diakens om dan die gemeente dan ook met die teken te kom bedien.
wil ek graag hoor as die Heilige Gees miskien oorgeslaag die teken van die brood op die wyn, op die sap, sal jy so aandeling gee. die brood wat ons breek, as die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is vir die volkome versoening vir al ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is vir die volkome versoening vir al die sondes.
ons word stil en ons bid ons. Onveranderlike God en Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend opnuut voor die stil kan omhoor en Here vir die dankie sê vir die genade voorheen wat ons lê om Here ook deel te kon neem aan die tafel van die Here. Dankie dat ons weet dat hierdie tafel vir ons ook iets van God se wonder simboliseer. Dat Jesus Christus terwyl hy op die kruis opgehang het en sy liggaam gebreek is, Here, sy bloed gevloei het, dat hy met ons sonde afgereken het. Van Here nie net het hy Here met ons sonde afgereken het. Hy het ons 'n nuwe identiteit gegee. Hy het ons kom verander en hy het vir ons die versekering kom gee dat niks onmoontlik vir die Here is nie. Dankie dat ons ook weet dat deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Nou wil ons Here ook aan hierdie moment spesifiek Here bid vir ons lidmate wie gebuk gaan onder gesondheidsuitdaging. So vanoggend kom Here toevertrou dat U vir hulle aan sal kom raak by hulle beddens waar hulle is. En dat U vanoggend ook U wonderkrag aan hulle sal kom openbaar. Dink vanoggend Here as die Raaitjie Beekman hier, se liedjie Fortune in by 1. Dink Hemelse God en Vader, aan broer en suster Erasmus in Johannesburg, by hulle kinders. Dink Here vanoggend ook aan broer Andries Hector en suster Linda Oktober. Dink Here spesifiek in die hospitaal aan broer Rousseau McKeer en broer Koos Dou. Dink Here aan ons buitewyke, veral ook aan suster Trudy Bouries. Wil jy op 'n besonderse wyse vanoggend vir hulle kom aanraak. Wil jy Hemelse God en Vader ook U balsem vir elkeen van hulle liggame vanoggend kom uitstort. Wil jy vir hulle aanraak aan die kroon van hulle hoofde tot die sole van hulle voete. Wil jy Hemelse God en Vader ook hulle liggame Here tot gehoorsaamheid van U groot gesag hier op aarde. Mag hulle ook spoedige wetenskap ervaring van U hê. Bid ook Here ons lidmate die gebuk gaan ook Here met respiratoriese uitdagings weens verkoue. So bid en vra dat U ook hulle Here onder U groot sorg sal kom neem. Dat U Here altyd weer vir ons God van naby ook kom wees. U bevestig dit deur hierdie brood wat ons neem. U bevestig dit deur die beker waarin ons drink. Dat U ook ons God is en dat U die Gees in elke van ons lewens verantwoordelik is. Kom die seën oor ons lewe uit. En doen U vir ons in die werk. Amen. Liewe broers en susters, ons het aan die einde van die erediens gekom. Moenie waard dit sy die laaste keer wees, want ons 2 ure in die kerk sit. Dit was net te veel op een dag gewees. Maar baie dankie ook vir die geduld broers en susters. En lees tot daarom die diens op 'n goeie dood afgesluit, dat U daarom baie mens doen. Broers en susters, ons gaan saam staan en ons gaan slotlied sing, Gesang 2:7. Laat ons skyn vir Jesus, wyl ons op hom wag. Skitter soos 'n liggie, helder in die nag. Ons moet in die wêreld lig versprei, elkeen op sy plek. Ook jy. Ons gaan staan op sy plekjie. Yeah.
vir elkeen van u agtervolg. Dominee wat ons gister begrawe het, Dominee Trevor, Dominee Lins, het altyd as die seun gespreek het, gesê, mag God se goedheid elkeen van u huisadresse oorken, sodat daar waar u woon, u God se goedheid net daar ervaar. Liewe gemeente, gaan in vrede van God onze Vader. Amen. Tennis para el play para